Welkom hoor. Jou maatjies daar van die ooste het jou gewen vanaand. Dit lyk vir my net Carla het vanaand gesê sy gaan dit nie kan maak nie. Dit is hoekom die sitplekkies raak so 'n bietjie beknop, maar nou ja, dit is hoe dit eintlik hoort. Maar baie welkom almal van julle. Hier's nou ek het sommer 'n paar ekstra lertjies gebring as al van julle is wat nou nog 'n lertjie wil kry. Pierre, ek dink ek jou jy's op die groep nie, hierdie herbous, ek gaan jou net opsit daaroor, dat jy nou net bybly met al die praatjies. Jorie het ook gevra ons moet hom opsit wat sy video kan. Ok, ek gaan dit ook so doen. Dan kan sy die video voor. Ek wil net hoor, Leon, ek skuld jou nog 'n boekie. Ek is diep in die skuld hierso, maar ek sal hom vir jou hierdie week gou stuur. Dit is eintlik baie maklik, ek moet dit net doen, maar daar seker 'n bietjie vas. Ja, daar sê Leon het 'n hele program geskryf wat die boekie en al die goed is daarop, so as jy naam op die lys kry in elk geval al baie goed, want baie keer wil mense dit aanskiet vir iemand anders. Ok, maar ek sal dit kry. Alraai julle, maar baie welkom almal van julle. Ek is baie bly julle is hierso. Ek hoop julle het uitgesien na vanaand. Ons begin, ek weet ek het nou 'n lelike boodskap op die groep gesit. Julle moet nou weer R50 betaal vir die volgende paar boekies. So, daai lertjies is R35. Ongelukkig, ons moet 50 op 'n slag vat. Jy weet, naby die kerk Christa pas die geld op, so ek sukkel om haar te overrule. En as ek iets wil koop wat onnodig is, dan raas sy met my en sê jy, hoeveel mense het jy? En sê hoekom het jy 50 nodig? Ek kan nie 50 bestel nie. So, hulle moet 'n bietjie uithou. Maar ons het nou 50 gekoop, so as julle 'n lertjie wil hê, dis net maklik om met die boekies 2 gaatjies in te druk en dan bly alles by mekaar. So ons het eintlik altyd die goed so uitgegee in die ou koninkryksleer. Dan bly alles lekker by mekaar en jy het dit vir jouself. So soos ons gaan, maak dit maar by mekaar en voeg dit by. Ek wil nie die hele reeks so vooruit gee nie. Ek is in elk geval nie klaar met die hele reeks. Ek skryf maar soos ons gaan en probeer die ding so vars as moontlik hou. Ons gaan vanaand dan oor na een van die 6 pilare toe van Christendom. Ons het verlede week en die vorige week het ons daarmee begin. Maar kom ons bid net saam en dan vra ons die Here om vir ons te help en te lei in dit. Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons Vader in die hemel is. En Here, ons kom buig in aanbidding voor die troon omdat ons volle afhanklikheid van U erken, Here, en ons weet dat ons sonder U krag en sonder U toedoen, Here, nêrens heen kan gaan en niks kan doen wat sinvol is nie. Ons wil bid, Here, dat U ons gedagtes sal vasgryp, dat U ons harte sal arresteer tot gehoorsaamheid aan U, Here. Dat ons dit wat ons hoor, Here, dat dit nie by die oor sal ingaan en die ander kant sal uitgaan nie, maar dat daar letterlik, Here, konsepsie tussen ons hart en die woord, die saad sal plaasvind, sodat ons dit wat ons hoor, Here, ons eie sal kan maak. Here, ek wil bid vir elke persoon wat hierdie disipelskap groep bywoon, dat U in hulle harte, Here, diep sal insny om ook aan hulle die bewustheid te gee dat ons elkeen 'n verantwoordelikheid het om disipels te maak. Daarom is hierdie inligting, Here, nie net ter wille van ons eie persoonlike groei nie, maar is dit dan ook so, Here, dat ons dit moet meedeel met ander mense wat ons sien die Here Jesus nodig het. En Here, daar's baie kerkgangers in ons land, daar's baie Christene in ons land, Here, maar bitter min van hierdie mense is toegerus binne die konteks van U koninkryk. En ek wil bid, Here, dat U doel so sal bereik, dat U my sal berg onder die bloed, en dat U sal spreek, Here, deur dit lippe wat hakkel en deur onvermoë van 'n mens. Ons eer U daarvoor in Jesus se almagtige en ewige naam, en ek prys U, Vader. Amen. Alraai julle, net so terwyl voordat ek nou oorgaan na die lesing toe, getuig iemand vanoggend na die boodskap, kom 'n vrou na my toe en sy sê by die eerste boodskap, ek het nou 3 boodskappe gepreek, reiklik op evangelisasie, eintlik op ons verantwoordelikheid om uit te reik. En sy het besluit met die eerste boodskap, daar's iemand wat die Here op haar hart lê en al vir 'n geruime tyd wat sy sien staan, 'n man en vrou wat werkloos is, en sy gaan na hierdie mense toe uitreik en sy gaan na hele konsep van die R5 wat ek nou al baie hier gedeel het, gaan sy nou 'n bietjie op hierdie persone kyk hoe werk dit nou, of dit kan werk. En sy vat 'n R5 in haar beursie en sy besluit, sy gaan by die vrou stop. En sy sê vir die vrou, hoor, ek wil jou uitnooi, kan ons vir 'n ontbyt gaan? Ek wil sommer net hoor hoe met jou gaan, ek wil maar net meer van jou weet, ek wil meer van jou leer. En die jong vrou sê, dis 100% reg, en sy kry haar by die wimpie, en sy begin met haar deel, en
net tyd spandeer met hierdie vrou en sy begin naderhand vas sê, jy is in die omstandighede, maar jy moet verstaan, die enigste wat die omstandighede kan verander is jy. En jy moet die besluit neem, en sy haal die R5 uit, en sy vat die R5 in haar hand, dat ons nou al baie daaroor gepraat, na van die kansel af, hoorie, dis vir my die maklikste manier om enige ou te evangeliseer, jy het net 2 skrifte nodig om te ken. En die eerste skrif is Johannes 10 vers 10, en julle almal ken hom. Wat staan daar? Die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom en oorvloed kan hê. So kan jy sien, daar's 2 kante van die lewe. Jesus kom en hy sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En julle daai lewe is die ewige lewe plus 'n oorvloedige lewe. En as jy met 'n ou praat met 'n R5, dan gaan jy na Deuteronomium 28 toe, want daai skrif wat Jesus daar gee, spreek eintlik van 2 kante van 'n muntstuk. Dis die kopkant en die sterkkant, né? Nou julle sien mos altyd as hulle rugby speel, dan skiet hulle die muntstuk op. Wat kies jy? Ok, nou gaan jy Deuteronomium 28 Deuteronomium 28 waar die Here sê, ek hou aan jou die weg van die lewe voor en die weg van die vloek, die weg van die dood. Maar kies dan tog die weg van die lewe. So dan gee hy al die voordele as jy die weg van die lewe kies, en hy gee al die nadele as jy die weg van die dood kies. En dan sê hy daar aan die einde, want julle is die kop en nie die stert nie. So kan jy sien, hulle het al die koin geskiet daai tyd. Julle is die kop en nie die stert nie. Julle nou, dan is dit mos nou maklik, so as jy daai 2 skrifte het, dan kan jy redelike pad loop met hom. Want hoekom? Jy gebruik sy behoefte om vir hom te sê, hoorie so, dit is waar jy is. Sê jy vir my, hierdie muntstuk is op sy kopkant, wat ervaar jy van die lewe? Ervaar jy die kopkant van die lewe, of ervaar jy die sterkkant van die lewe? En hierdie vrou besluit vanmôre, of in hierdie week, sy gaan nou hierdie R5 ding probeer, en sy vat hierdie meisiekie, en sy begin met haar deel op hierdie skrif, op hierdie konsep, en sy sê dis net, sy skiet hierdie muntstuk op, en hierdie jong dogter verstaan nie, sy sê sy snap nie, dat dis nie mense wat jou bron is nie, dit is nie ander mense wat jou 'n geleentheid moet gee nie, dis nie 'n beter wat die wêreld vir jou kan bied nie. Sy sê, dan skiet sy die muntstuk op en sy vang hom, sy skiet hom op sy vang hom, sy gee hom daarin van, sy skiet hom op en vang hom. Sy sê, as jy die sterkkant wat nou is hoe jou lewe is, wat moet jy doen om die kopkant bo te kry? Sy sê, en die girl flip hierdie ding om na die kopkant, toe sy sê, ek moet die kopkant bo kry. Sy sê, wat het jy gedoen? Sy sê, wat bedoel jy het ek gedoen? Sy snap het steeds nie. Sy sê, draai hom terug na die kopkant, na die sterkkant toe. Sy sê dan weer daar. En sy sê, wat moet jy doen om die kopkant van jou lewe bo te kry? En sy draai hom om. Sy sê, en die dogter sit daar en sy bars uit in trane. En sy verstaan vir die eerste keer dat my lewe se verandering hang nie van ander mense of beter geleenthede af nie. My geleentheid is my keuse wat ek elke dag moet maak, en God nooi my uit om oorvloedige lewe in te stap. En sy deel met hierdie vrou, en hierdie vrou sê, asseblief moet my net nie los nie. Sy sê, kan ek weer saam met jou tyd spandeer? Sy sê, maar bel my net 'n dag voor die tyd, ek wil 'n merkpen saambring, ek wil my Bybel saambring. Sy sê, want ek is in hierdie kerk, en niemand deel met ons ooit hierdie goed nie. Sy sê, om eerlike waarheid te sê, my predikant ry elke dag vir my verby, terwyl ek op die hoek van die straat staan. Hy sê, en wanneer hy en sy vrou naby my kom, dan kyk hulle aan die ander kant toe. Sy sê, nog nooit het iemand met my gedeel soos jy met my deel nie. Julle, hoeveel sulke mense is daar buite? Hoeveel sulke mense is daar buite wat nie weet van dit wat ek en jy het nie? Hulle kort geloof. Hulle kort die 6 riglyne, die 6 pilare in hulle lewe, dat hulle vorentoe kan gaan. En weet jy wat gebeur toe sy uitkom? Sy sê vir die dogter, hoor jy hoef nou nie meer terug te loop. Sy het haar getoets, sy sê, as jy my hier kry, dan koop ek vir jou ontbyt. En daai dogter het geloop en sy het haar daar gekry. En sy sê, hoe jy hier terug, ek het jou maar net vanoggend gekyk of jy commit is tot dit. En toe sy uitkom, sy kar weg. Hulle splinter nuwe Fortuner gesteel. Yes. Dis die Satan. Net die Satan. Ek sê vir Isel, dis die duiwel. Maar die Joyce, want jy het 'n siel by God uitgebring vandag. En wat ek daarmee vir julle wil sê is, hier's iemand in 'n kerk, maar niemand gee regtig om nie. Hulle deel nie.
met mense dieper dieptes in die woord nie. Dis net asof dit maar aangaan Sondag vir Sondag, in, uit, soos daai man by die skone poort wat ek vanmôre oor gepreek het. Seisoen na seisoen, jaar na jaar, sit hierdie ou op daai plek, en almal ken hom in daai dorp. En niks, hulle ken hom in Jerusalem, hulle ken hom in daai stad, dis nie 'n dorp nie, dis 'n stad in Jerusalem, hulle ken hom, hy sit by die tempel. En seisoen vir seisoen gaan verby, en niks gebeur in sy lewe nie, hoekom? Want niemand stop by hom. En sê vir hom, hoekom sit jy buitekant die tempel? Kom by God uit binne in die tempel. So as jy nou nie die boodskap gekry, geluister het volgende, nou gaan maar op Facebook en gaan luister hom asseblief. So, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om net met mense te deel. En daar's niks fancy aan nie. Ek hoef nie regtig 7 stappe te ken om dit te doen nie. Ek moet net liefde in my hart hê. Dis al wat ek moet hê. Ek moet net liefde in my hart hê. Om met iemand te praat oor Christus. En julle, dis nie oppervlakkig praat nie. Ek moet seker maak as ek die geleentheid het. Ja, stap 'n ouetjie na die tyd na my toe in die diens. Hy sê vir my pastoor, hy sê hierdie boodskap van vandag het my tussen my oë geslaan. Ek sê hoekom? Hy sê daar's 'n jong vrou by die werk wat keer op keer en kom sit sy net daar in my kantoor en dan praat sy met my en sy het al hierdie vrae en goed wat sy vra en oor die werk en ek kan sien hierdie vrou trek swaar. Hy sê maar ek kom nie op 'n punt wat ek met haar oor Christus praat om vir haar te sê hoe daar's 'n beter lewe nie. Hy sê hierdie vrou bedank. En 2 weke daarna hoor hy sy's dood en sy's jong vroukie. Hy sê ek hoor sy's dood. Toe sê ek verpletterd. Want ek het die kans gehad. Ek het nie met haar oor Christus gepraat nie. Hoe weet jy of jy weer 'n kans gaan kry? Ons het nie altyd 'n klomp kanse nie. Hoe lank gaan ons vat om net te bewus te raak? Jy leg 'n verantwoordelikheid teenoor ander mense. En daai verantwoordelikheid is nie 'n verantwoordelikheid net om mense groot groepe bymekaar te maak nie. Almal is nie daar nie. Daai verantwoordelikheid is one-on-one. Toe ek net tot bekering gekom het al my pelle vir my gesê, hoorie so, jy moet 'n persoonlike evangelis word, want jou beste aanslag is 1 tot 1. Toe sê ek, hoorie, jy sien my vlak man, ek gaan nog baie mense in 'n raadsaal, ek gaan nog baie mense nog 1 tot 1, maar ek gaan nog 'n klomp som op een slag 1 tot 1. 1 tot 50, 1 tot 100, 1 tot, verstaan jy? So ek en jy moet hierdie verantwoordelikheid optel. En ek wil vanaand, ons het die eerste, wie van julle kan die 6 pilare onthou, sonder om jou boekie te kyk? Gee my gou daai 6 pilare. Bekering, dan doop, handoplegging, kom maar na, jy is amper daar. Nope. Handoplegging gaan eintlik oor. So, eerste is bekering. Geloof, doop, handoplegging, wederkoms as ek reg is. Kyk bietjie daarvoor met een van die hele boekie voorop. Die opstanding uit die dode, met wat beteken dit vir jou? Dit gaan oor ewige, en dan die laaste is die ewige oordeel. Okay. So kan jy sien, dit is die 6 pilare wat almal van ons eintlik so spontaan moet ken, dat ek met 'n ou net daaroor kan praat. En dis een van die redes hoekom ek jou toerus. Pastoor William, baie welkom vanaand hier. Hy's bietjie Engels reg, maar hy kan Afrikaans baie mooi al verstaan hoor. So as julle met hom praat Engels. Ek mag met hom Afrikaans praat want ek kan nie Engels praat nie, so hy weet dit. So. Maar ek het hom bedien 22 jaar gelede. Het ek aan sy huis gegaan. Ek het 'n klomp predikante in Soshanguve gaan bedien. Daai jare was dit net na 94. En jy het nie 'n wit ou in Soshanguve gesien rondry nie. Want hulle tyres gebrand oral op die hoeke van die strate. En ek het ingegaan en elke maand het ek 'n klomp pastore bymekaar gemaak en ek weet nie hoe dit gebeur het, die Here het dit net uitgewerk en dan het ek daar in hulle kerke gegaan, dan het ek hulle opleiding gegee sommer daar. En die Here het my daar gebruik en so het ek pastoor William ook ontmoet en hy het my kom sien daar by die kerk en so het ons bymekaar uitgekom en toe raak hy weg. Ons is nog altyd daar, maar hy het weggeraak. Maar hy bly nog steeds waar hy gebly het. Want toe gaan ek hoofkantoor toe en ek raak betrokke daar en ek kom nie by alles uit nie en ek het eintlik 'n bietjie trek verloor met al hierdie ouens en toe raak ons eie genootskapse mense wat in Soshanguve is, want 'n klomp gemeentes in Soshanguve en toe raak ek te veel betrokke by. Ek kon nie by al die goed uitkom nie. En nou dag stap hy daar by ons in. Sê hallo pastoor Henry, ek sê hallo, hoe gaan dit met jou? Hy sê herken jy my nog? Ek sê nee, ek ken jou gesig, maar wie is jy? Hy sê nee, my naam is William. Ek sê okay nee, dan ken ek jou, dan sit jy ook hè.
Want daai naam van kan jy nie mis nie. Hy is eintlik 'n onderwyser, hy en sy vrou. Maar hy het vir lank 'n gemeente bedien. En nou sê hy by ons, tussen 'n klomp Afrikaners, en hy het gesê, ek gaan julle help, julle moet wakker word. Daar's baie mense wat moet bereik word wat by taal praat. So, ons gaan sien wat die Here gaan doen. Alright, julle, ons is vanaand op geloof, pilaar nommer 2. Nadat ons die eerste tree van gehoorsaamheid geneem het, en ons onsself tot God bekeer het, omdat die Heilige Gees ons oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoor nou mooi, is die saad van geloof in ons harte gesaai. En ek het laas keer te vir julle gesê, reg en eintlik by die eerste deel van verlede keer se boekie, dat ek het 'n groot worstelstryd gehad toe ek hierdie lesings geskryf het, spesifiek oor hierdie Hebreërs skrif 6, wat hierdie, is dit 6 vers 4, wat hierdie skrif vir ons aanhaal. Julle kan nie bly by die begin van die prediking van die evangelie, en sê hy daar, van bekering, van doop, en noem dit daai 6. Goed, julle kan nie bly by dit nie, maar julle moet voortgaan na die volmaaktheid wat daarin Christus Jesus is. So kan jy sien, daar's 'n progressiewe proses wat in elkeen van ons se lewe behoort te werk, en daai proses begin by pilaar nommer 1, naamlik bekering. En omdat ons tot 'n groot mate, en ek meen dit is nie gekondisioneer nie, dis 'n absolute waarheidstelling, dat niemand kan gered word sonder geloof nie, was dit vir my baie moeilik om geloof in daardie konsep tweede te sien op hierdie lys van 6 goed, en nie bekering nie, ek kon nie, en dan skryf ek daai lesing, en dan haak ek vas. Ek dink dis die lesing wat ek die langste aangeskryf het, ek kry die ding nie klaar nie, die Heilige Gees blok my die hele tyd. Ek kry nie gevorder met daai lesing, ek het vir julle begin gesê, totdat ek naderhand vir die Here sê, Here, nou, ek weet nie wat hier aangaan nie, iets is nie reg nie, ek kry nie hierdie lesing geskryf en wat is fout? En ek klim in die kar en ek hoor hom Derek Prins sê, hoorie, so dis jou probleem. Jy moet by geloof begin, jy moet by bekering begin, want niemand kan 'n geloofslewe lei as jy nie die sonde in jou lewe weggekry het nie. Jou eerste tree is bekering, jy gee jou hart oor aan die Here, ja, jy hoor van die goed is in mekaar ingepleg, jy hoor van die Here, en in daai oomblik kry jy geloof in Christus Jesus, maar dan bekeer jy jou heel eers, en dan begin jou lewe in geloof. En ek val daai orde en ek ruil dit om, en ek gaan, nou moet ek al die prentjies hiervoor omruil, en dit vat my nogal lank, dis nie soos wanneer wat die goed in 'n paar sekondes doen nie, dit vat my regtig lank. Nou moet ek al die goed gaan verander, want ek het dit nou klaar anders te omgeskryf, want ek wil mos nou my willetjie volg. Nou ek weet, julle doen dit gewoonlik nie, julle volg nooit julle willetjies nie, dis net ek wat dit doen, maar toe moes ek al die werk oor doen. En die oomblik toe ek dit doen, toe vloei die ding net. So, ons het daai stap van gehoorsaamheid begin volg, deur my hart vir die Here te gee, en my te bekeer, met ander woorde, ek het besef, want onthou, wat is die funksie van die Heilige Gees? Hy sê, die Heilige Gees het gekom, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daai oortuig is net, jy moet mooi verstaan, hy werk in jou hart om vir jou te sê, hoor jy jaag aan. Hy werk in jou hart om vir jou te sê, hoor jy is ver van geregtigheid af. Hy laat jou gewete, hy kom letterlik vir jou gewete, en hy sê vir jou, hoor jy so, daai ding wat jy doen is nie reg nie. En so oortuig die Gees van die Here, wat maar die hele tyd naby die mense is, wat 'n liefde vir God het, en hy oortuig vir jou van sekere dinge in jou lewe, tot jy op 'n plek kom en sê, Here, maar ek kan nie meer langer so aangaan nie, ek wil my lewe vir U gee, ek moet oorgee, want my lewe is eintlik in 'n demekaarspel. So ons het daai pad geloop, en baie van ons het dit so gedoen, en almal van ons behoort so gedoen het. Hoor wat sê hierdie skrif in Romeine 3:23. Hy sê hierso, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So wie het gesondig? Ok, nou, jy mag nooit vir 'n ander ou wys so nie. Ok, maar jy moet hierso so maak. Almal van ons. So almal van ons het hierdie oortredinge in ons wese. Almal van ons sukkel met hierdie goed in ons vlees. Nou kom Paulus en hy skryf in Romeine die 3de hoofstuk vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan God se heerlikheid. Hy sê, en dit het ons genoop om ons sonde toestand voor God te bely. Die oomblik toe jy verstaan dat jou werke van wat jy doen, wat jy dink jou kan red, het geen reddingswaarde nie. Die oomblik as jy dit besef,
En hierdie konsep moet jy ook mooi verstaan. Jy kan nie gered word deur goeie werke nie. Maar jy kan nie gered wees sonder om goeie werke te doen nie. Hoor jy wat ek sê? Ja. Want die oomblik as jy gered is, dan begin die karakter van Christus in jou lewe werk. En my Bybel sê Christus is goed. Absoluut. En toe die ryk jong man by Jesus kom, wat sê hy vir hom? Goeie meester. Wat doen die Here Jesus met hom? Waarom sê jy vir my goed? Want jy sien, diep in sy hart was daar 'n stuk motief. Hy het almoese gegee aan die armes en hy het al hierdie goed gegee en hy sien Jesus doen al hierdie wonderlike dinge en hy vereenselwig hom tot 'n mate met Jesus se lewe en hy dink deur al hierdie goeie dinge wat hy doen uit sy rykdom uit, is daar vir hom 'n plekkie in die hemel. En wat doen Jesus? Hy skok hom. Hy sê, waarom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is nie behalwe een. So wat sê hy vir hom? Hou op fokus op my werke, maar sien raak wie ek is. Die enigste wat goed is hier, is nie die vlees wat jy sien in die mense om jou en die werke wat jy doen nie. Dit wat goed is God. So die oomblik as jy God in jou lewe inkry, dan gaan jy goeie werke doen, maar jou goeie werke per se kan jou nie red nie. So met ander woorde, jou geloof gaan jou red. Jou geloof in Christus gaan jou vrymaak. Jou geloof in dit wat hy vir jou kom doen het, is die sleutel tot jou redding. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Bekering was die eerste tree in ons geloofslewe saam met Jesus en het aan ons toegang verleen tot God. Hoekom? Want die oomblik as ek my sonde bely, wat gebeur in die geestelike atmosfeer? Die skeidsmuur wat ek opgebou het oor die jare tussen my en God, breek af. Hoe? Deur die bloed van die lam. So daai skeidsmure van sonde het Jesus kom stik en slaan, hy het dit kom breek, hy het die voorhangsel letterlik kom skeur, sodat ons kan instap in sy direkte teenwoordigheid in. Want jy kan nie by God uitkom behalwe deur die bloed van Jesus nie. Daarom sê die Here Jesus, ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe. Maar wat sê die volgende deel van hy vers? Niemand? Sê hom hard, Jona? Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou interpreteer hulle die skrif en sê, jy sien jy moet vir Jesus bid dat hy die Vader vra. Julle, want ons het een middelaar. En dis nie ek wat dit sê nie, dis my Bybel wat dit sê. Miskien is joune daar anderster, dalk het jy 'n vertaling, dan moet ek myne asseblief gaan korrigeer, want by myne staan dit so. Want ons het een, hy sê maar ons het maar slegs een middelaar. Tussen God en die mens. Wat sê die skrif dan? Sê dit Jannie? Want ons het een middelaar tussen God en die mens, Christus Jesus. Pastoor, wat praat jy nou? Is Christus dan nie ons middelaar nie? Ek sê dan nou net vir jou hy is. Maar wanneer het hy jou middelaar, of wanneer het hy jou middelaar, wanneer het hy die middelaarskap volbring? In sy vleeslike lewe. Kan jy sien? Want nou kom die boek van Hebreërs en hy sê, nou ken ons hom tog nie meer na die vlees nie. So met ander woorde, die middelaarskap van Christus is deur sy bloed. Toe die voorhangsel geskeur het hy vir my en jou die weg oopgemaak en vir elke mens wat in hom glo, om direk na God toe te gaan en vir die Here te sê, Here, hier is jou kind. Hoor jy wat ek sê? Ek hoef nie eers vir Jesus te gaan vra en nou moet hy die Vader gaan vra nie, want dit is wat die kerke leer. Dit is as gevolg van hulle godheidsiening. Jy kan direk in die naam van Jesus. Want hoor wat sê in die boek van Johannes, ek dink is die 14de hoofstuk, hy sê in daardie dag, watter dag? Die dag na sy opstanding. In daardie dag sal julle my niks vra nie. En ek sê ook nie vir julle dat julle die Vader
of dat ek die Vader namens julle sal vra nie. Hy sê dit net so. Maar julle self sal na die Vader gaan in my naam. So met ander woorde, hoekom in sy naam? Want dis die naam van verlossing. Dis die naam van jou middelaar. Dis die naam en die bloed. Julle, waar is daar 'n bakkie? Nee, kom ek vra dit so. Dink julle die bloed van Jesus red vandag nog mense? Kom, wie glo dit? Ek lyk vir julle almal. Waar is die bloed? Waar is die bloed nou? Klaar, uitgestort op Golgotha. Net so werk die middelaarskap. Die bloed is ewigdurend van toe af, eintlik van Adam se tyd af, maar dit is die bloed van stiere en bokke, tot op Christus waar hy met sy eie bloed die prys betaal het. Van daar af, solank as wat hierdie aarde gaan bestaan, kan mense deur die bloed van Jesus gered word. Die bloed is nie iewers in 'n bakkie nie. Die bloed is gestort in die hemel om 'n ewige versoening vir my en jou te bewerk. Is julle by my? So met ander woorde, die middelaarskap is 'n eenmaal event met 'n ewigdurende effek. Daarom moet alle mense deur Christus gaan. Maar dit sê nie, jy praat met hom in die hemel en hy vra die Vader namens jou nie. Want hy het die pad oopgemaak. Die voorhangsel is geskeur. Nou gaan jy na jou Vader in die hemel toe, hoe? Deur die bloed van Jesus in sy naam. En jy sê, Here, ek dank U vir die bloed wat vir my uitgestort is. Ek dank U vir die naam wat oor my uitgeroep is. Vader, ek kom vanaand in U teenwoordigheid, hoe? In die naam van Jesus Christus, hy is my middelaar. Hy het vir my die weg oopgemaak. En daarom het ek vrymoedigheid vanaand om in die teenwoordigheid in te stap, om vir U te sê, Here, my lewe is in chaos, kom red my lewe, kom help my daarmee. Here, ek wil jou loof en ek wil jou prys. Hoor jy wat ek sê? Hy gaan direk tot God. Direk tot die Here. Net soos wat daai priester vir die volk versoening gedoen het, hoe? By die ark. Direk by God. Jesus is mos die volmaakte hoëpriester. Okay? So, en hy tree net eenmaal in 'n jaar in. Vir hulle daai tyd. Hoe tree hy nou vir ons in? Gereeld. Vir altyd. Okay? So, die tweede pilaar is die pilaar van geloof. Alhoewel bekering die eerste pilaar is, wat hier genoem word, en inderdaad die eerste aksie is, wat ons moet neem, om op die weg van geregtigheid te kom, moet ons verstaan dat daar 'n baie noue verband tussen geloof en bekering bestaan. Bekering is die eerste stap wat ons neem, nadat ons van Jesus se versoeningswerk gehoor het, en dit persoonlik deur geloof aangeneem het. Jy moet Christus aanneem. Gee my gou 'n skrif, wat dit sê, dalk staan hy staan nie, ek sien hom nie nou nie, gee my gou 'n skrif wat dit sê. Wat sê, nou gaan julle 'n bietjie help. Julle hoef, as hy dankie Dolf. As jy 'n pannekoek was, het ek vir jou vandag een geniet gegee, hoor vanaand, maar jy is nie. Ek hoop, het jy jou pannekoek vanoggend gegee? Ja. Prys die Here. Ek het daar sê vanoggend so mooi geantwoord, so ek sê met pannekoek geniet kry. Johannes 1 vers 12. Maar almal, hoor mooi, nie party nie, maar almal, wat Jesus aangeneem het, aan hulle, wie is die hulle? Dis die almal, wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee, om kind van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is. So kan jy sien, om 'n kind van God te word, is die eerste logiese stap. Ek moet Jesus aanneem. Dis nie 'n kerk wat my kan red nie. Dis nie 'n genootskap se lidmaatskap wat my enigstens kan red nie. Ek
Elke een, almal, moet Jesus persoonlik aanneem. Dit is hoekom, wanneer jy met 'n persoon deel, moet jy hom iewers op 'n plek bring om hom sê, hoorie, wil jy die Here aanneem? En as hy vir jou sê ja, dan maak hy sy hartdeur oop. En dan bid jy saam met hom. Sê vir hom, bid agter my hierdie gebed sommer aan. Soos ek bid, Here, baie dankie dat U gekom het om my sonde te vergewe. Ek bely vandag al my oortredinge van al die jare, Here. Ek bid dat U my sal vrymaak, dat U my sal vergewe, dat U my sal help. So kan jy sien, nou ou moet besluit. Hy moet self besluit of hy die pad met God gaan loop, ja of nee. Ek moes besluit, en julle moet besluit, of moes besluit het. Bekering is die eerste stap wat ons moet neem nadat ons Jesus se versoeningswerk gehoor het en dit persoonlik deur geloof aangeneem het. Hoor wat sê Hebreërs 11 vers 6. Is dit baie duidelik dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So wat het jy nodig as jy God wil behaag? Geloof. Nou julle, ek het reg aan die begin vir jou gesê, die boodskap van God se koninkryk het eintlik 2 bene wat hy opstaan. Dat is eintlik 3, maar ons kan dit in 2 opsom. Gehoorsaamheid. Nee, kom ons draai dit om. Geloof en gehoorsaamheid. Die hele koninkryk, as jy in die koninkryk vorentoe wil gaan, het jy geloof nodig met God en jy het gehoorsaamheid nodig. Want as God vir jou sê, doen dit, dan moet jy bereid wees om dit te kan doen. Hoor wat ek sê? So, almal van ons word een of ander tyd deur God gelei. Hy praat met jou en baie keer weet ons nie as hy praat met ons nie. Weet jy hoeveel keer het ek al in my kar gery en dan voel ek die Here, weet, en dan voel ek net iets gaan dink, ek gaan nou nie baie agslaan op nie, en dan kom ek op 'n plek en dan die Here my eintlik gewaarsku oor 'n ding en dan het ek nie afgeslaan daarop nie. En dan na die tyd dan kyk ek terug en dink ek, Jesus Here, maar jy het eintlik vir my gesê, maar ek was nie sensitief genoeg om U stem te hoor nie. Want hoekom? Dis mos net ek en me en I, en hoe sê hulle altyd daai selfde ding, dit kom alles oor onsself. Okay? So die Here praat en ons hoor niks. Ek kan nie vir julle sê hoeveel Christene al gekom sê, hoor ek hoor nie die Here nie. Hoe hoor jy hom? Ek hoor hom deur sy woord. Ek hoor hom deur sy mense. Ek hoor hom deur die natuur. Maar met my praat God deur sy woord. En ek sal nie, as iemand aan my toe kom en vir my 'n woord gee, ek maak nie daai woord af nie, ek toets sy woord. Moet asseblief nou 'n ou by jou kom en sê, hoor hierso, weet jy die Here sê nou vir jy moet asseblief jou werk los, jy moet asseblief nou hierdie besigheid gaan begin. Dit is jy gaan baie geld maak. No go. Okay. Daai goed werk nie almal so nie. Is dit nie die grootste punt van die flip nie? Van geloof of van Christendom nie? Dis om tog die woord van die Here te kan identifiseer en te kan hoor. Jy hoor hom. Almal van ons hierso sal vanaand Kaapstad toe stap met ons twee voete. As ons weet die Here sê vir ons moet Kaapstad toe stap. Wie sal nie staan nie? Maar jy hoe identifiseer jy dit? Ek praat met jou deur sy woord. Dis hoekom jy moet in die woord bly. Die Here praat met jou deur sy woord. En daai skrif wat hy vir jou gee, jy gaan dadelik voel hy skrif gel in jou gees. Baie keer vat jy die woord en jy maak hom oop. Ek luister nou nog vir wat is die groot evangelis wat onlangs dood is? Billy Graham. Ja, Jimmy Swaggart, ja nee, hy voor dit, Billy Graham. En hy maak 'n stelling, hy sê baie keer dan vat jy die woord en dan maak jy hom net oop. Hy sê dan spring, dit lyk of hy vers uitspring. Dit lyk of hy uitkom. Nou julle, wie van julle dit al ervaar? Jy vat dan spring hy, dis hoe God met jou praat. Weet jy die Here gaan nie al met jou sit en dan praat hy met jou 17 woorde aan mekaar nie. Hy gee vir jou net 'n ding. Hy gee vir jou inspraak. In die Heilige Gees. En dis daai inspraak wat jy eintlik op een oomblik weet presies wat jy moet doen. Jare gelede het ek oor 'n aangeleentheid gevas en ek het vir 3 weke aan mekaar gevas. Ek het vir die Here gesê, Here, ek gaan oor hierdie saak vas en ek gaan oor hierdie saak bid. En op die 17de dag van daai vas en gebed, toe gee die Here my 'n skrif. Geliefde man, van die eerste dag dat jy jou hart daarop gerig het om jou aangesig vir God te verootmoedig, het ek jou woorde reeds gehoor. Hy sê net Daniël, hy het 3 volle weke getree. Nou hoe lank is 3 volle weke? Dis 21 dae. Nou ek het daai tyd was ek 'n vars bekeerling.
Ek het 0 geweet van Daniël se 21 dae vas. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit nog nooit gelees nie. Ek het dit nie op ag geslaan nie. En hier kom die Here in daardie tyd. Julle klim in my kar, dan kom ek by die huis 5 uur dat ek my ma by die werk gaan, dan klim ek uit, dan eet ek by die ek het nog nie geëet, dan kom ek by die huis, ek laai af. Dan ry ek van daar af direk weer Rodeplaasdam toe. Want ek het by die LNR gewerk. Dan gaan ek daar by die plaas in, daar's 'n rivier onder in die plaas gewees, en dan ry ek met my kar tot onder by die rivier, en dan gaan kniel ek daar langs die rivier, en ek soek die aangesig van die Here, want daar's niemand wat my pla nie. En op die 17de dag kom die Here, en hy sê vir my geliefde man, van die eerste, hy antwoord my dag en datum. Maar hoe het ek dit gekry? Ek het hom gesoek. Ek het sy wil gesoek. En ek het sy woord die heeltyd gelees. As ek nie daai woord gekry het nie, het ek nie geweet wat God vir my sê nie. Maar omdat ek dis hoekom die Bybel is sy woord, julle, dit is die manier wat hy met my en jou praat. Dis hoe hy jou lei, maar hy lei jou ook deur sy Heilige Gees. En partykeer is dit so 'n sensitiewe stem dat jy mis hom partykeer. Hoekom? Want ons is so besig om so baie dinge te doen. Ag, kom ek gee julle een skrif. Nee, ek gaan julle 2 gee. Dieselfde hoofstuk. Johannes 5 vers 19. Wie van julle kan Johannes 5 vers 19 vir my lees? Silomet lees hom. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. And for whatever he does, the Son also does in like manner. Jy sien, Pastor William, ek het spesiaal gereël dat sy Engelse Bybel het vanaand. Daai skrif sê, die seun van die mens kan uit homself niks doen nie. Ek dog van Jesus is almagtig. Nou red ek julle. Is Jesus almagtig? For sure. Maar die seun van die mens kan uit hom gee die antwoord. Uit homself niks doen nie. Wie kan uit homself niks doen nie? Nee. Bly by die skrif. Die seun van die mens. Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Hy seun van God in die volheid van sy godheid. Maar hy seun van die mens in die volheid van sy vleeslikheid. Dis hoekom as hy sê, van die dag en die uur weet niemand nie. Is dit in die vleesing, in sy vleeslike deel, wat hy sê, die seun van die mens, weet die dinge nie, want ek het gekom om aan julle gelyk te word. Want anders sou hy mos nooit aan ons gelyk gewees het nie. Hy kon nie. Want hy die sonde oorwin in sy vlees. Hy was versoek net soos ek en jy. Is julle by my? Ja. Nou kom Jesus en hy sê, ek in my menslike hoedanigheid, ek kan uit myself niks doen nie. Maar kyk nou die tydsgreep daar. Maar wat ek die Vader gesien doen het. Kom aan, Jona, jy was nou veronderstel om daai te volg daar. Ja, present tense. Hoekom? What he sees the Father do. Is dit present tense? Nou, ek weet niks van tenses af in Engels nie, maar daai een kan ek hoor. It's now. Ja, dit is nou. Nou, in Afrikaans weet ek dit. Okay? So met ander woorde, in wat se tydsgreep praat Jesus? Ek kan uit myself, in my menslike hoedanigheid niks doen nie. Julle, hierdie is 'n quiet revelation. Die dag toe ek daai skrif sien, het ek net gesit en ween voor die Here. Maar wat ek die Vader sien doen, dit doen ek. Net so. Ek wil 'n stelling maak. Dat niks in Jesus se daaglikse verloop van sy lewe, toe hy op aarde was vir hom ooit 'n verrassing. Want hy het presies geweet, wat wil God hê, moet hy vir daai dag doen. Wie moet hy daai dag bereik?
Watter behoefte moet hy daai dag vervul? Is julle hoekom? Want hy was ingestel in sy gees met God se gees. Dan vra ek jou, is ons daar? Maar wat sê daai skrif in Hebreërs die 6de hoofstuk wat ons nou oor praat? Ons kan nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, van bekering, van geloof, van die doop, van die handoplegging, van die opstanding en die ewige oordeel. Maar wat sê die B-gedeelte? Maar ons sal dit doen as God dit toelaat, sê die skrif verder. Maar ons moet voortgaan na wat? Na die volmaaktheid wat in Christus is. En hoe lyk hy volmaaktheid as ons nou net na Johannes 5 vers 19 kyk? Ek moet so ingestel wees met God. En weet julle hoe kom dit? Hoe heiliger ek lewe, hoe meer ek in afgesonderdheid voor die Here lewe, hoe meer tyd ek met God in gebed spandeer, hoe meer tyd ek in God se woord spandeer, hoe makliker word die ore geopen. Hoe makliker hoor ek hom, en hoe makliker vloei ek. Vandag ry ek daar by die kerk en daar's 'n klomp pannekoeke oor en ek sê ek sal 'n klomp pannekoeke koop en hulle pak daar nie vir jou te laan gepak en so hele pak want ek dog ek sal maar half die familie bring. Ek sal dit maar môre gaan betaal en toe daar om die hoek gaan die loop 'n ou verslons. Ek dog by myself, Here, ek het nou net gepreek om met uitreik na die mense toe. Hier lê al die pannekoeke en ek het niks anders om te gee nie, maar hier staan 12 pannekoeke en ek dink dat 12 pannekoeke gaan hy dan redelik voel oor ek het geëet hoor. Ja. Kom op. Maar ek hoor hoe die Gees van die Here vir my sê, hoekom ek dit nou vir julle sê is, nou nie hieroor of daaroor nie, maar ek hoor die Gees van, jy het nou net gepreek, wat gaan jy doen? Ja. Jy het net gepreek, wat gaan jy doen? Ek dog vir myself, Here, maar pas dat iemand anders voor my gered het en my klomp pannekoeke gegee, dan kon ek nou verbygegaan. Ja. Nee, wat gaan jy doen? En ek wil vir julle sê, so word ons gekonfronteer deur die lewe. En jy gaan 'n ou sien hierdie week en omdat ons nie sensitief is, jy gaan jy by hom verbyloop en jy gaan nie weer die Here gesê oor die daai is die mannetjie wat jy moes vir my gedeel het nie. Want die 30ste vers sê presies dieselfde ding in hy selfde hoofstuk. Yeah, I say I can do of myself. I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. So, wat sê hy? Volgens wat hy hoor. Wat die Vader vir hom sê. Kan jy sien? Nou julle, dis die volmaaktheid waarin ek en jy moet gaan. Die heiligheid, die heerlikheid, die glorie, die krag. Dit sê nie dat ek en jy gaan nie nog steeds sukkel met hierdie body nie. Ons moet hierdie vlees oorwin. Maar dis waarheen ons op pad is, julle. En hoe meer ek God toelaat om die koninkryk in my te laat kom, die heerskappy in my te laat kom, hoe makliker. Hoe makliker. Want dan is ek ingestel op die Here. Want baie keer is ons as gevolg van hierdie gejaag van hierdie lewe, julle, baie keer is daar so baie stemme rondom ons, dat ek kan nie God hoor nie. Dis die besigheidsstem, dis die werknemer se stem, dis die finansiële stand se stem, dis die goed waarmee ek sukkel se stem, dis jou vrou se stem, dis jou man se stem, dis jou kinders se stem. Ja, okay, die vroue se stem is op alles op die hoër toon daarbo. Okay, ons hoor hulle heel eers. Ons hoor hulle. En op jou hoofd hardloop jy rond. Ek sit Vrydag en voorberei. Hier stap 'n pel vir my in die kantoor en ek dog, ag Here, ek het nie tyd vandag om met iemand te kuier nie. Ek is besig om voor te berei. Koop se tyd. Het ek al baie gesê, hoor ek gaan my deur toemaak as ek daar sit en voorberei, want Dit help nie. hulle klop en kom hulle in. Want hulle weet ek is daar binne. Yes. Maar pastoor werk ons nie gelewe nie. Dis het ons vandag vir ons om te kom help. Ons werk net 4 ure op 'n week. As my neef my sien sê, man, jy word baie betaal, jy werk net 4 ure op 'n week. Dis net 'n persoon. Ja. Nee, dit is so, Johan, ons sit en wag, maar as hulle net wil kom, dan kan ons daarom iets doen.
So luister mooi julle, wat sê die skrif? Hebreërs 11 sê, dat sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Die Bybel leer ons dat Abraham die vader van geloof is, omdat hy onvoorwaardelik God se woord en belofte vir sy lewe aangeneem en geglo het, en die verlosser wat uit sy nageslag gebore sou word, verwag het. Julle, ek verstom my altyd as ek net dink aan Abraham. Hy kom uit 'n heidense agtergrond. Sy pa was 'n maan en son aanbidder. Ek weet nie of julle dit weet nie. Die skrif sê hy die liggame van die hemel aanbid. En hierdie ou moet op 'n manier moes hy iets van God geleer ken, dalk deur Noag. Want toe Noag omtrent dood is, het Abraham omtrent begin. Dit klink nie waar nie, maar dit is so. Ja, dit klink nie so, maar daar is 'n tyd, as jy die tydlyn gaan kyk, gaan jy sien, daar's baie naby daar. So, hier sien 'n mens, dat Abraham, met die kennis wat hy het, sê die Here vir hom, ek gaan jou nageslag maak soos die sand van die see, maar hy het geen kind nie. En hy slaap 75 jaar oud. En hy gaan na Sarah toe en sê, Sarah, ons gaan 'n kind hê. Maar daar's 'n vereiste. Pak jou tasse, ons skuif. Ons gaan trek. Waarheen gaan ons? Nee, ek weet nie. Julle, nou gaan ek na Sarah toe. Dink nou 'n bietjie hier by julle. Pastor, ja, bietjie bietjie. Ja, nie kom by jou sê, hoorie, ons gaan 'n bietjie trek. Waarheen gaan ons? Nee, ek weet nie. Waar gaan ons bly? Nee, ek weet nie. En sy trek, dis hoekom die Here haar insluit by die lys van gelowiges in die boek van Hebreërs 12de hoofstuk. Of die 11de hoofstuk, 11 en 12. Want sy moes net soveel geloof gehad het soos die gelowige Abraham om dit te doen. En nou kom hulle trek. Hoekom? Want hulle het hierdie verwagting van 'n kind. En nou loop hulle, Johan. Hoe lank? Hoe lank? Want bel my elke dag en sê ek nog al 7 maande, nou is ek al 8 maande. Jy sien die Here antwoord my nog steeds nie. Hy gaan jou antwoord. 24 jaar gaan verby. En as jy kind nie, behalwe Ismaeltjie wat sy poging was, eintlik Sarah se poging, toe sy kwaad vir hom. Okay? Ja, net hoe dit gewerk het daar. Ons maak maar so. Die vrouens sê met iets doen as jy dit doen, dan is hulle kwaad vir jou. Okay? So hoor. 24 jaar gaan verby. Nou sal mense vra, maar hoekom 24 jaar? Nou kom die Here sê, hoor jy so Abraham, volgende jaar hierdie tyd gaan jy 'n kind hê. Nou is hy al 24 jaar ouer, toe hy 75 was, hy's 99 jaar oud. Nou staan Sarah, want sy het net die kos voorberei, sy staan in die tent en sy hoor hierdie persoon wat hier aangekom het, hierdie engel, maar sy weet nie sy engel nie. Hy praat met Abraham en sê, volgende jaar hierdie tyd gaan jy 'n kind hê. En die Bybel sê en Abraham lag. Ek het geweet julle gaan julle uitval. Ek het geweet ek gaan julle uitval. Want julle wil ons net laat lag, wie moet lag? Die Bybel sê Abraham het gelag. Nee. Toe Sarah dit hoor, toe lag sy. Maar Abraham lag verlegen en sê, Here, ag Here, ek is ou, I'm ouer in held. Maar baie dankie, maar ek het Ismael. Maar hy lag. Dit is hoekom arme Isak se naam Isak is. Want dit beteken gelag. Hulle lag oor hierdie scenario. Na 24 jaar dink hulle dit kan nie meer werk nie. Hoekom vat God 24 jaar? Want as God dit voor die tyd gedoen het, was dit Abraham en Sarah se krag. Toe kon hulle nog. Toe dit onmoontlik was. Toe kom God en die kind van die belofte word gebore. So wat sê ek vir jou? Wanneer ons eie ek oor en out is, wanneer my boude die teerpad vang, wanneer my slim plannetjies op is, dan begin God inkom en hy werk. So dit is hoe geloof werk. Tannie Soetie Steinman het altyd gesê, en toe ek net in die bediening gekom het, hierdie ding my baie gevang, hy vra die Here, maar ek sien niks gebeur nie. Dan sê sy, my kind, God is slow, but he's never too late. So, dit lyk vir ons of God stadig is, maar hy is nie stadig nie. Hy skuif die tafereel reg.
sodat alles in plek kan kom vir wat hy moet doen. Met 'n purpose. So jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd en ek is daar. Die Here sê koop hierdie stuk grond. Hy gee my skrif, ek doen dit. Hy gee my so skrif dat hy tot vir my sê jy sal deur die poort in en uittrek. Nou hoe meer wil jy as dit weet? Hoe nader wil jy as dit kom? Hy gee my 'n ander skrif en hy noem dit 'n place of reeds. Die woord Kana. En ek weet ek moet die plek koop. In die oggend ook die kontrak beteken, gee my Maleagi 2 en hy sê, staan op, trek hier vandaan weg, want hierdie is nie die plek van jou rus nie. Nou julle, Johan, hoe meer moet ek hoor as hy van staan nie van op en trek na die plek wat ek jou sal wys? Hoe wil dit vir jou sê? Deur sy woord. 2 daai môre. En ek weet dat ek weet. It's over, dit is verby, ek trek. Ek sê vir my vrou, daai oggend hoor jy gaan hierdie kontrak teken, jy moet weet jy gaan hierdie aanbod aanvaar. Ons is weg. Maar die oomblik toe ek in plek kom, toe gebeur daar goed, sê die banke, nee, ons finansier nie 'n kerk nie, daar's nie 'n manier nie. Ons kan nie hierdie grond, jy het klomp lenings gekry. Ja, jy's okay, maar ons kan nie hierdie kerk, ons kan nie 'n kerk finansier nie. Ons finansier nie kerke nie. Nou staan ek. Ek sê Here, maar as dit u plan is, dan moet jy nou vir my 'n plan maak. Dan kom die bank terug en sê, hoor, ons sal dit doen, maar ons gaan jou 40% deposito vra. Julle op hierdie stuk grond se waarde, is 'n klomp geld daai. Kry 'n beter bolletje net. Ek sê vir die Here, ek vat jou op jou woord. As hierdie skrif vir my is om nou te trek in geloof, ek kan nie hierdie plek koop nie, daar's nie 'n manier nie. Dan gaan ek my huis nou in die mark sit. En jy moet hom binne 1 maand van nou af verkoop. En ek roep my hele gesin, my kinders almal bymekaar. Ek sê, ek gaan hierdie huis in die mark sit vir 1 maand. En daai tyd was my oudste seun wat in die bediening nou is. Hy was daai tyd het hy eiendomme verkoop en ek sê vir hom, sit, lys jy hierdie huis. Niemand anders nie, net julle. Ek sê vir die Here, ek gaan net vir Regat hulle, net hulle maatskappy geleentheid gee. Ek dog toe nou gaan nou lekker terugsit. Ag, ek het net teruggesit, toe kom die eerste oproep deur. Kan julle hierdie mense asseblief huisves? Kan julle die huis wys? Kan ons kom om hierdie mense die huis te wys? En binne 5 dae teken ek hy kontrak. Weg is hy huis. Die eerste ou kom kyk na die eerste dag. Toe weet ek dat ek weet. Ek moet. Want God het gesê, staan op, trek hier vandaan weg. Okay, nou sit jy. Nou hoe lank gaan ek van sê, Here, hoe lank gaan dit nou vat? Eers moet iets nou begin gebeur. Want jy weet, ek is nou al 65 en ek raak nou bekommerd, want ek is nou in die verkeerde kant van 65, ek moet iewers daar ook nou, ek kan nie meer die tempo volhou nie, want ouens sê vir my goed, en dan môre kom ek by die kantoor, dan kan ek nie alles onthou en spot hulle met my. Nee, julle, die Here het gesê, hy het nog 'n plan. Bly net in sy wil, en wanneer ek en jy niks meer oor het om te doen nie, dan kom God en hy werk, op sy manier, met sy planne. So hoor dit sê Romeine 4 vers 3 tot 5, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle kyk nou mooi, dit is nie die besnydenis wat Abraham tot geregtigheid gereken is nie. Dit is sy geloof. Sy geloof is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegeken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Jy kan nie God verdien nie. Jy kan God net vind deur geloof, soos Abraham. Toe Abraham niks meer krag oor gehad het nie, toe Sarah niks meer krag oor gehad het nie, toe hulle lag oor die feit dat die engel sê julle gaan 'n baba hê, toe sê okay, nou is julle reg. En ek gee jou een raai wat gebeur 9 maande daarna. Die baba is gebore. Lang voordat Abraham deur God beveel was om hom te laat besny, het sy geloof in die woord wat God tot hom gespreek het, hom tot regverdiging voor God verklaar. Die oomblik wanneer 'n persoon die goeie nuus tot redding, verlossing en heelmaking hoor, en sodanige persoon sy of haar lewe deur bekering aan God oorgee, word sodanige persoon geposisioneer
tot die oorvloedige lewe wat Jesus vir hom kom gee het. Hierdie lewe is nie gebaseer op redding deur verdienste nie, maar op 'n lewe van toewyding en gehoorsaamheid aan God, omdat ons gered is deur sy genade. Julle, as dit nie genade is nie, dan is dit verdienste. En as dit nie verdienste is nie, dan is dit genade. Geen mens het die lyding waardeur Jesus op Golgotha moes gaan verdien nie. Geen mens het die lyding waardeur Jesus moes gaan verdien, wat Jesus op Golgotha deur gegaan het, moet dit verdien nie. Dit was 'n genadegawe van God vir elkeen wat glo. Hoekom moet ons glo? Hoe weet ons moet glo? Wat maak dat ek hierdie storie van Jesus glo? Hoe weet ek dit? En want dit is wat die wêreld jou vra. Hoe weet ek die Bybel se boodskap is waar? Want daar's 'n Koran en daar's die geskrifte en daar's daai. Hoe weet ek julle ouens nou? Hoe weet ek dis reg? En dit is wat ons in die lesing gaan hanteer. OK. Kom ons kyk daarna. Ons glo want die Bybel is ons riglyn. So dis die eerste wat ons moet verstaan. Romeine 10:13 leer ons hoe belangrik God se woord is ten opsigte van ons geloof. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoor mooi, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. So hoe word geloof in jou hart heel eerste gebore? Deur die woord van God. Hoekom? Want daar's 'n inspirasie van die Heilige Gees op God se woord. Dis die woord wat jou oortuig, dis die woord wat jou vorentoe vat. Dis die inspraak van God se Heilige Gees, dis die salwing wat op die woord rus. Dis hoekom jy kan vir 'n ou een sinnetjie uit die woord uit quoteer en daai sin kan 'n ou se hele lewe verander. Net omdat daar 'n krag in God se woord is. Blootstelling aan God se woord en die persoonlike aanneming daarvan vorm die basis van ons geloofslewe. Kan jy sien hoekom soveel mense sukkel om God te glo, want hulle het nie 'n basis van geloof in hulle harte nie, hulle ken nie die Bybel nie, hulle lees nie die Bybel nie, die Bybel lê iewers op 'n rak, as hulle dit ooit lees, lê daar. Dit is hoekom niks gebeur in hulle lewe nie. Hoe gaan jy weet wat God vir jou sê, as jy nie die Bybel lees nie? Ja, baie mense het dalk 'n gebrek om te kan lees. Almal is nie ewe bevoorreg. Jy kry ouens wat baie vinnig en goed is in lees en hulle kan 'n boek deurlees in 'n dag. Ek is nie so nie. Ek struggle om dit te doen. Maar baie mense het daai gawe om dit te kan doen, maar ek moet die woord lees. En as jy nie die woord kan lees nie, kry vir jou 'n elektroniese voice Bybel. Ek het lank so, ons het dit eintlik op 'n stadium in die kerk uitgedeel, as jy in jou kar en sê vir die ou, sit daai ding op jou radio aan, in plaas van dat jy nou Radio 94 luister, of wat se ding, jy luister die woord, en luister wat die Here met jou wil sê, en dan is daar iemand wat die woord net lees, en jy kan nie glo, as jy daai woord lees, hoe rustig jy raak in daai kar nie, maar jy sien nie al die nonsens wat jy om jou aangaan nie, jy luister net na die woord, jy raak tot selfs vriendelik agter daai stuur, okay, jy wil nie almal vermoor wat droog maak nie. Julle moet dit doen. Blootstelling aan God se woord is die persoonlike aanneming daarvan. Dit vorm die basis van my en jou geloofslewe. Hoor wat sê Jesus in Matteus 7:24. Elkeen dan, wie is elkeen? Dis ons. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Julle kan jy sien, hier's 'n werkwoord by. Hier's 2 werkwoorde by. Luister en doen. Ons sit in die kerk, Sondag vir Sondag, en wat doen ons? Ons luister. Maar ek weet julle sê altyd daar's 'n verskil tussen luister en hoor. Ek weet nie of dit eers hoor en luister is nie, maar luister en hoor, daar's iewers 'n verskil daar. Jy praat ons met jou kind sê, jy moet dit nie doen nie, en doen dit nog steeds. Kom aan. Hy hoor my luister nie.
Okay, jy moet net sê wat is die regte een, ek weet nooit. Die kerk is ook so. Sondag vir Sondag is ons in die diens, ons hoor hierdie goed, maar ons slaan nie altyd dag op nie. Ons luister nie altyd nie. Want as ek sou geluister het, sou ek gedoen het. Ons stap uit en ons voel lekker gesing, die Heilige Gees geervaar, die medegeliefdes se geliefde ervaar, dan stap ons daar uit en môre is ons terug by die werk en dan maak die baas my kwaad en dan gaan ek maar die res van die week so aan. En dan doen ek nie wat God vir my gesê het. En dit is eintlik 'n skrikwekkende getuienis. Dit is 'n negatiewe getuienis. Ek moet sê, nadat ons nadat Eder die boodskap van die sterre gepreek het en ek daai ander boodskap na hom gepreek het oor ons moet minder word, maar God meer. Ek het lanklaas gesien dat 2 boodskappe so groot effek op mense se lewens gehad. Maande daarna het ouens nog steeds vir my gesê, hoor hierso, ek moet my sterkste punte in hierdie sirkel inkry, of ek moet minder word en God moet meer word. Dit het hulle geraak. Hierdie vrou was 'n kar gesteel is, wat sy gaan doen? Sy het geluister, sy het gehoor, en sy het geluister en sy gaan doen. Nou sê Jesus hier, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en het doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. Julle, hier is nie turf nie, hier staan rots. Ek sou graag rots wou gehad het. Hier vind ons 'n tweeledige voorskrif van Jesus wat ons moet toepas in ons bouprojek op die rots. Ons hou hierdie ons gaan oor herbou sy huis, né? Jesus sê, die mens wat na sy woorde luister en dit doen, is soos 'n man wat sy huis op 'n onwankelbare fondasie bou. Hoe noem so 'n persoon 'n verstandige mens? Hy noem so 'n persoon 'n verstandige mens. So in Christus oë, wie is verstandig? Dis die mense wat se fondasie wat gesorteer is. As ons Christus in ons lewe as fondasie ontvang het, moet ons nou ons geestelike huis begin bou deur na sy woord te luister en te doen. Hoekom? Want sy woord gaan my lewe transformeer. Want ek en jy kom uit 'n model van 'n gesin uit, en daai model het my hierdie goed geleer. Maar dit is nie noodwendig altyd God se goed nie. Hoor julle wat ek sê? Nou sit ek met daai paradigma, met daai paradigm, wat eintlik my lewe oorheers, en iewerster moet ek daai paradigma skuif, ek moet hom verruim, en die enigste manier om dit te doen, ek moet uitvind wat sê God oor my lewe, nie wat mense oor my sê nie. As jou ma jou afgekraak het in jou hele lewe deur, en dit is jou paradigma, ek sukkel met hierdie oorwinning, want dit is wat my ma of my pa gedoen het. Julle, baie mense sukkel met dit. Ek sit met 'n man, hy's 53 jaar oud, hy kom sit in my kantoor. Sy lewe is chaos, hy gaan nie vorentoe nie, hy kan nie 'n werk hou nie, alles is de mekaar in sy lewe. En ek sê, iets is nie reg nie. En ek gaan so 'n bietjie terug in sy verlede, ek sê vir hom, praat met my oor jou pa, en hy sê, ek wil nie met jou oor my pa praat nie, ek sê, okay, daar is jou probleem. Ek sê, praat met my oor jou pa. Hy sê, weet jy wat het my pa vir my gesê toe ek 5 jaar oud was? Nou julle, hy is nou 50. Hy sê, ek en hy het in die bad gesit, ek het saam met hom gebad, en toe kyk hy my so, en toe klap hy my so met 'n nat aan so deur die gesig, toe sê hy, man, jy is om net 'n stuk gemors. Hy sê, ek sit daar, my pa klim uit die droog af, hy sê, ek huil my hart uit. En van daai dag af het my lewe skief geloop. Toe het hy het geglo. Hy het dit geglo. Hy het die leuen geglo. En die oomblik as jy aan die leuen vashou, gaan daai ding jou bind so lank as wat jy daaraan vashou. Dis hoekom Jesus jou kon vrymaak het van ons bindinge. Ja. Jy hoef nie daar te bly nie. Maar wat moet ek doen? Ek moet begin hoor wat sê hy oor my. Ja. Ek moet begin dink, hoe sien God my? Ek moet verstaan, wat sien die Here as hy na my kyk? Want hy het 'n plan vir my lewe gehad. Hy het nie gehad nie, hy het nou nog 'n plan, hy het 'n plan vir jou lewe. Daar gestel. En as ek daai plan mis, is ek buite sy orde.
En solank as ek Jesus nie ken nie, mis ek hy plan. So as die vrug nie. So kom binne die konteks van God se plan vir jou lewe in, en die oomblik wanneer jy dit sal doen, hoe doen jy dit? Deur bekering en geloof. Dis jou eerste stappe. So posisioneer jouself om in Christus te wees. Want as jy jou lewe posisioneer, dan kan God jou van daar af vorentoe seën. Maar solank as jy buite God se pad loop, buite Christus is, wat kan hy met jou doen? Behalwe om jou die hele tyd sê, hoorie, kom terug, dis nie waar ek jou wil hê nie. En dan sit hy jou deur die mond van die nood in 'n drukgang om jou uiteindelik te probeer terugkry na waar hy wil hê jy moet wees. En dan gebeur 'n klomp goed in ou se lewe, verstaan jy nie hoekom dit so is nie. So Jesus kom en hy sê, ons moet sy woorde luister en ons moet dit doen. Hierdie mense is 'n verstandige mens. Hierdie beginsel word in Handelinge 20:32 bevestig. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle. So wat is magtig om my en jou op te bou? Die woord van wat? Jesus, dis 'n belangrike woord daai. Met ander woorde, dis die woord van sy genade. God is 'n genadige God. So sy liefde vir jou, dis die woord van sy liefde, dis die woord van sy genade oor jou lewe, wat jy sal opbou. Hoekom? Want as in God se hart daar's 'n oortuiging van sonde, ek het dit nou die dag vir julle gesê, maar daar's geen veroordeling nie. En die oomblik as jy dit ervaar, ek het God se liefde een tyd ervaar op so 'n manier, in 'n droomgesig wat ek gehad het, dat ek toe die Here se liefde, ek kan nie in woorde beskryf die liefde van God. Want liefde, God is liefde. Ja. En daardie nag het ek so naby die Here gekom, dat al wat ek ervaar het is my eie swakhede, my eie probleme, my eie, maar God se liefde het dit toegemaak en dit toegevou, dat ek hierdie goed nie kon sien nie. Ek het net God se liefde ervaar in my hart, in my liefde, dat ek uitgebars het en vir ure lank aan mekaar net geween het. Ek kon nie praat nie. Ek het net sy liefde ervaar. Sy teenwoordigheid. En dit is waar hy ons wil hê. Maar ons gee hom tyd om daar uit te kom nie, want ons is te besig met te baie dinge. Ons koop nie die tyd uit nie. Wat doen Moses? Hy's daar in die woestyn toe die Here hom roep. Hy klim op die berg. 40 dae en 40 nagte spandeer hy in God se teenwoordigheid. Hy klim af, sien die volk het gesondig, gooi die kliptafels, wat sê die Here vir hom? Back. Weer 40 dae en 40 nagte op 'n berg. Hoe lyk dit toe hy daar afklim? Here, laat my eerlikheid sien. Jy kan my nie sien en bly lewe nie, Moses, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Maar kom staan by my op hierdie rots. Die rots Christus. En God bedek hom met sy hand wat deurboor is. En Moses sien God, die Bybel sê van agteraf, sy heerlikheid. En daai van agteraf, die grondwoord daarvoor is nie God se agterkant nie. Hy sien van agteraf in die toekoms in. En hy verstaan dat die Messias, die profeet, net soos hy is, Moses, sal ek in jou midde verwek, uit jou broers uit verwek. Hy snap dat daar gaan een gebore word, wat hier die woord gaan vervul. So jy moet vanaand verstaan, dat God kom en hy sê dat elkeen van ons deur die woord van sy genade magtig opgebou kan word en julle 'n erfdeel gee onder die heiliges. Paulus sê hier aan die broeders van die gemeente in Efese dat dit God se woord is wat ons as gelowiges sal opbou en aan ons 'n ewige erfdeel sal gee. As ons die vorige 2 verse saam met vers 32 lees, dan vind ons 'n duidelike bewys dat Jesus se woorde en die woord van God, naamlik die Bybel, met mekaar gelykgestel word. So wat is die woord van God? Dit is God se woord, die gesproke woord, en dit is die geskrewe woord van die Here. Net so vind ons dat Jesus op sigself ook op vele plekke in die Bybel die woord van God genoem word.
Ons lees dit in Johannes 1 vers 1 en 14. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Wat se woord gaan jy op jou opbou? Met die woord van genade. Openbaring 19:13 verklaar die Bybel dat Jesus die verpersoonliking van God se woord self is. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. Ons leer Christus dus ken vanuit die woord van God. En so word ons geloof vasgelê. As Jesus een met die Bybel is en ons een met hom, dan beteken dit dat ons ook een met die inhoud van die Bybel behoort te wees. Julle God wil hê ek en julle moet lyk soos Christus se lewe in die Bybel vir ons uitgespel word. Dis waarheen ons moet gaan. Dit is nie maklik om daar uit te ek weet nie of 'n mens dit ooit kan ek het al baie keer gedink mense wat daar uitkom, dis kom Here hulle vat. Ek weet nie of hulle daar kan uitkom nie. Hulle doel is vervul. Want onthou Christus was in sy volheid God, maar in sy volheid ook vlees. Maar nou kom die Here in ons redding en wat kom woon nou in my? Sy Heilige Gees. En daai krag is vir ons genoeg om ons eintlik in hierdie lewe deur te trek. Want hy sê op een plek, ek dink is in die boek van Romeine, die 8ste hoofstuk, wat hy sê, die Gees van God wat Christus uit die dode uit opgewek is ook die Gees van God wat in ons woon. So ek is oortuig dat om op te staan uit die dode, moet jy die Gees van God hê wat in jou woon. Want dis wat hy skrif sê. Ek het 'n konferensie daaroor gepreek. Net so vind ons dat Jesus op sigself op vele plekke die woord is. Kom ons hoor dit sê hy hierso in Openbaring 19:13. Hy sê, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gerol was, en sy naam is die woord van God. Ons leer Christus te ken vanuit die woord van God, en so word ek in jou geloof vasgelê. In Johannes 14:23 sê Jesus aan sy disippels, as iemand my liefhet, wat sal hy doen? Hoe toets jy iemand se liefde vir Christus? As hy my woord bewaar. Dis wat Jesus sê. Okay? Pastor Janie Botha het altyd gesê, praat dat ek kan sien hoe jy lyk. Okay, hoekom het hy dit gesê? Want as iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar. Mense wat vol is van Christus, dit loop in sy lewe uit. Dit borrel oor. Jy kan hom nie keer nie. Hy is nie bang om te praat nie. Hy getuig van Christus waar hy gaan. Hy praat oor sy geloof. Hy worry net nie. Hy as Jesus is sy alles. Okay, dis eintlik waarby ons moet uitkom. Nou sê ek nie jy moet daar kom dweep nie. Nee. Maar Christus moet uit jou uitstraal. Hulle moet vir jou sê, hoor maar hoekom lyk jy bietjie anders as die ander ouens? Nee, as jy moet ek sulke mooi ore het nie. Nee, no. As jy moet ek so mooi tande het nie. Nee, maar ek was om jare terug by daai tandarts gewees en hy het my tande getsoen. Nee. Dis hoe jy soos Christus lyk. Die oomblik wanneer jy Jesus het, jy kan sommer dadelik by mense kom en sê, hier's iets in hierdie ou. In die oomblik as jy deur die Gees van God self gevul is en jy kom met so 'n aanraking, dan connect die Gees met daai Gees. En jy voel net hier's 'n mutual same smelting of wat jy ook al noem. Hier's 'n ooreenstemming in die geesteswêreld. As iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar. Waar was ek nou? By 5, is ek bladsy 5. As iemand my liefhet, sal hy my woorde bewaar. Dan gaan vers 21 toe en hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhet en ek sal hom liefhet en my aan hom openbaar. So wat het ons eintlik nodig? 'n Openbaring van Christus self. Okay? En hoe kry ek 'n openbaring? Deur God lief te hê, deur hom lief te hê.
As ons nader aan Christus wil groei, moet ons meer van die Bybel leer ken. Christene wat laks is om die Bybel beter te leer ken, versuim die geleentheid om Christus beter te leer ken, en dit gee aanleiding tot 'n gebrekkige geloofslewe. Hoe sal jy glo as jy nie weet wat God vir jou sê nie? Hoe? Daarom sê Jesus in 1 Johannes 2 vers 3 tot 5, en hieraan weet ons. Wat bedoel die woordjie weet? Dis 'n feit. En hieraan weet ons dat ons hom ken. Dubbelpunt. As ons sy gebooie bewaar, hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Nou julle, wat se gebooie? Wat is die groot gebod? En daarmee saam? Jy moet God lief hê. Julle, ek sê altyd vir die mense, dit is hoekom daar 'n kruis was. Daar's 'n vertikale been. Jou verhouding met God is eerste. Dis die groot gebod. Sy liefde vir jou en jou liefde vir hom. Maar die kruis het nie so gewerk alleen nie. Daar's 'n dwarsbalk wat so lyk. Jou naaste soos jouself. Nou sê julle kan nie sê jy het God lief en jou naaste haat nie, so mense is 'n leienaar. Want God se liefde is oorvloedig. En wanneer ons God se liefde in ons hart het, dan behoort ons eintlik geen veroordeling teenoor niemand te hê. Want ek sien mense nie deur my bril nie, ek sien mense deur God se oë. En God is 'n genadige God, wat almal wil red. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie. Hy sê, as ek sê ek ken hom en sy gebooie, is ek 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God volmaak geword. So hoe kry jy God se volmaak? Hoe kry jy God se liefde volmaak in jou lewe? Deur sy woord. Staan daar. Dit is hoekom die kerk gebrekkig is. Julle, as ek Sondagoggend, miskien moet ek hierdie toets doen. Nee, ek sal dit nie doen, nie worry nie. Ek was al baie keer so met dit. Net daarvoor op die kans en sê, okay, begin daar agter op daai hoek. Dan gaan jy so in die rye af. Dan kwoteer jy vir my net 5 verse wat jy ken. Die ouens gaan hulle melk wegskrik. Weet nie wat nog nie. Want kan jy 5 verse kwoteer? En eintlik kan jy, maar jy gaan jou mors dood skrik. As jy net die Onse Vader ken, kan jy al klaar daarom iets sê. En as jy net Psalm 23 ken, wat almal in die wêreld ken, kan jy daarom iets sê. As jy Psalm 91 ken, kan jy daarom 'n verse op sê. So 5 is nie so moeilik nie. Ons kan dit altyd 10 maak. So kan jy sien julle, wat dink nou mooi daaraan. Weet, ek het eendag 'n ou na die Here toe gelei. Hierdie ou het vir SA Brouwerye gewerk. Dit was groot ouers, net so massive groot ouers, 'n blok van ou. En hy kom, deur 'n vriend van my, kom hy daar by my uit. En sukkel ook met 'n klomp issues in sy lewe. Sy pa boer en hy en sy pa kom oor die weg en sy klomp is nag. Maar hierdie ou ry daarin daai jare met een van die blinkste BMW's wat jy kan kry. En hy's jonk. En hy sit hier voor hom en ek begin met hom praat. Ek sê vir hom, vertel my oor jouself, vertel my oor jou werk. Ek dink hy was 32 jaar oud, as ek dit reg kan onthou. Toe sê vir SA Brouwerye, toe sê die salesman, wat noem hulle die ouens wat die goed so verkoop, die rep, wat die meeste geld inbring vir daai maatskappy op sy eie. So hy het bier geswaai. Hy kon bier verkoop. Ek dink as hy hard genoeg probeer het, kan hy dit dalk aan my reg gekry, maar hy sou nie heeltemal kon nie, maar hy sou dalk probeer het.
En ek sê vir hom, sê vir my, hoekom is jy die beste rep? Want dis maar hy kar ry. Want hy het 'n groot bonus gekry. Hoekom is jy die beste rep hierdie jaar gewees? Hy het 'n koppie koffie of 'n glas daar gestaan met water en op die tafel. Hy vat daai glas, hy plak hom so voor my neer. Hy sê, sien jy daai glas? Hy sê, as ek daai glas vol bier maak, kan ek vir jou presies sê, binne 1 vierkante sentimeter, hoeveel borrels daai ding behoort te hê. Hy sê, ek kan vir jou sê, wat is die hops, en hy noem al die goed wat daarin is. Hy sê, ek kan vir jou die presiese brouproses van daai glas bier, van daai bottel bier, kan ek vir jou uitspel in woorde. Hy sê, as ek dit gedoen het met hierdie mense, en ek vertel hulle alles van daai bier, hy sê, hulle so lus vir daai bier, hulle koop net. Ek sê vir hom baie dankie. Ek sê vir hom, jy skyn so dit wat sy gesnaam het. Ek vat die Bybel en ek plak het so voor hom neer. Ek plak met sy beker voor my neer. Ek sê vir hom, sê vir my, hoekom sit jy vandag by my? Ek sê, ek kan vir jou redelik in die Bybel sê, in elke boek wat jy aangaan. Want ek ken hierdie boek, want ek het hom gelees. Maar wat kan jy vir my van hierdie woord sê? So groot so hy is 6'2". Begin die trane loop. En hy gee sy hart vir die Here. En daarna het hy die Here gedien. Hy het so tot oortuiging gekom in Christus. Ek het nooit vir hom gesê, verlaat jou werk nie. Nooit. Toe ek weer hoor, toe gaan hy plaas toe hy gaan boer. Ek sê vir hom, van die werk, ek sê, jy was dan op pad heel boon toe, na die boonste sport toe. Ek sê, nadat ek daar by jou was, en ek die Here aangeneem het, kan ek nie meer hierdie goed aan mense verkoop nie. En daar is 'n beter pad, 'n beter weg vir my. Hy het alles prys gegee om God te dien. So ek en jy sonder die woord weet eintlik maar min. Kan niks doen nie. So ons moet vandag verstaan dat dis waar ek en jy moet uitkom. Ons moet God se woord leer ken. Ons moet verstaan wat die Here vir ons sê. Die apostel Johannes sê dat elke mens wat nie God se woord in sy hart bewaar nie, 'n leenaar is en het nie geloof in God nie. Wanneer 'n persoon luister na God se woord, vind daar 'n proses in die sielsdimensie in sy denke plaas wat toename in geloof stimuleer. Dit verduidelik die konsep van klein gelowigheid. Het julle al gesien die Bybel sê baie plekke in die Bybel ook klein gelowiges? Ja. Nou wat is die verskil tussen 'n klein gelowige en 'n ongelowige? 'n ongelowige het Jesus nog nooit aangeneem nie. Wat in daai oomblik twyfel. Met ander woorde, jy kom na die Here toe en jy vra die Here en dan wat doen jy as jy daar by jou huis in die sitkamer gaan sit en jy voel nou alleen? Ek sal nou nie my oë draai na iemand toe wat my al baie bang en sê dis nou hoe ek voel nie. Klein gelowig. Hoekom? God sê jy moet iets doen. Nou doen jy dit. En nou werk dit nie presies uit soos jy gedink het nie. Nou dink jy die Here het nie geantwoord nie. Die Here slaan nie reguit ou met 'n kromstok. Gee net die Here kans om te doen wat hy wil doen. As hy vir jou gesê het doen dit en jy dit gedoen het, jy jou kant gebring. Moenie twyfel nie. Want as jy twyfel, dan is ons klein gelowig en die Here sê vir daai klomp apostels op 'n stadium, julle klomp klein gelowiges, hulle is in daai boot. En daar's 'n massiewe storm op daai water. En die Bybel sê Jesus is lekker op die kussing aan die slaap. Nou, as jy met die vorige gedeeltes gaan lees, dan sien jy Jesus was uiters uitgeput. Want die mense het gekom en gaan om bedien te word en daar was selfs nie 'n tyd om te eet nie.
En hulle het hom gevat en hom in die boot getel en hy daar op die boot gaan lê en hy's op hierdie meer en hier kom hierdie storm op en hierdie boot is besig om vol water en hulle skep met hierdie emmers uit en hulle skep, maar Jesus slaap te lekker, niks gebeur nie. Naderhand kom hulle maak hom wakker. Gee u dan nie om dat ons verlore gaan nie? Julle, is jy seker? Ek is hier. Hoekom is jy bang as ek by is? Het jy nie gesien wat met die blinde gebeur nie? Het jy nie gesien wat met die dowe gebeur nie? Het jy nie die 10 melaatses gesien nie? Het jy nie gesien al die werke wat ek doen nie? Waarom is julle bang? Klein gelowiges. Ek moet sê, ek sal ook bang as ek op die see is en die wind waai so, hoor. Ek hou niks van dit. Klein gelowiges. Hulle het Christus aangeneem, hulle het Jesus gevolg, hulle het alles gedoen. Maar hulle twyfel en hulle geloof in God se vermoë. So moenie twyfel nie. God gaan op die regte tyd vir elkeen van ons antwoord as ek hom opreg vra. Maar bly in sy woord. Leer sy woord. Hoe meer jy sy woord leer, hoe meer gaan die Here jou kan gebruik. Hoe meer gaan jy sy stem kan hoor. Dit verduidelik die konsep van kleingelowigheid. Hoe meer 'n persoon blootgestel word om na God se woord te luister, hoe sterker word die persoon se geloof in sy hart vasgelê. Indien 'n persoon versuim om tyd met God en tyd in sy woord te spandeer, sal die geloof wat ontstaan by 'n wanneer daar 'n probleem ontstaan, gaan hierdie persoon nie die kapasiteit in sy sielsdimensie hê om die onderskeid te kan tref tussen ek weet God sê dit, alhoewel my sintuie sê dit nie. Want dis geloof. Sintuiglik sê dit kan nie. Breingewys sê dit kan nie. Maar God sê, alles is moontlik. Dink aan Josafat. Die Moabiete en die Amoriete trek teen hom uit. En Josafat, die Bybel sê, en hierdie mense se weermag, hulle strydwaans, hulle het ysterstrydwaans gehad in die Bybel, was soos die sand van die see. Soos 'n massiewe leer. En hier kom Josafat en hy hoor hierdie gerug, maar dis nie sy grootste probleem, sy grootste probleem is die Amoriete in die feit dat dit die Moabiete en die Amoriete is. Hoekom? Want God het in Deuteronomium gesê, julle mag nie Job se nageslag teen veg nie. En hy is in 'n catch-22. Hierdie ouens wil sy grondgebied vat, hulle val hom aan, maar hy kan nie weerstand bied nie, want God se woord het gesê, hy kan nie. En hy roep aan julle op om te vas en bid. En wat sê die Here vir hom? Nee, moenie bekommerd wees oor die strydwaans nie. Vat jou gitare en jou dromme, en jou harpe, en jou trompette, dan sit jy hulle heel vooraan. Ag nee, Here, jy is serieus nie? Jy is seker nie nou serieus nie, nee, sit hulle heel vooraan. En dan staan elkeen van julle net op sy staanplek, en omgord jou. So maak gereed, maar hierdie oorlog is nie julle oorlog nie, dis my oorlog. En hier trek hy ouens uit, en wat doen die Here? Hy stuur 'n verwarring in een oomblik. En die hele volk sien hoe God 'n oorwinning gee, en hulle verroer nie 'n vinger nie. Ek wonder hoe so ek gevoel het as ek 'n trompetblaser was en nou moet ek voor gaan staan. Kom aan, kom dink 'n bietjie daaraan. Die slaan hy simbaal. Miskien jy pyle wil keer met daai simbale. Ek lees dit jou aanpaas met 'n simbaal. Ja. Ja, daai tyd wil ek eerder 'n simbaal speel voor ek 'n trompet op 'n duik speel. Want daai ding jy daarom nog 'n bietjie koes. Hier staan hy ouens, hulle is nie geriek vir die oorlog nie. Maar God sê, dis my plan. En wat doen Josafat? Hy doen wat die Here vir hom sê. Nou ek wonder hoe daai mense gevoel. Koning, ek hoop jy het hier reg gehoor. Ek hoop. Want as ek na hierdie ouens strydwaans, hierdie ouens gaan oor ons ry. Maar wat doen die Here? Hy wys hulle wat kan geloof doen. Want God het gesê, en wat God gesê het, gebeur.
En hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer leer ek, wat sê God? En God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Wat hy gesê het, gaan hy doen. Koning Dawid het hierdie beginsel verstaan, 1 Kronieke 17, hoor dit sê hy, laat dit met my gaan volgens u woord. Hoekom volgens u woord? Want God se wil is God se woord, en God se woord is God se wil. Wat staan op jou Bybel as jy die eerste bladsy oopmaak? Hierdie is die Bybel, want hy het 2 gedeeltes, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ok, William, wat is 'n testament in Engels? Weet ons nou Engels? Ja, wat is dit in Engels? 'n ander naam. Is dit 'n will? Ja. Contract. It's a will. Testament. It's a will. It's a person's will. It's a will. You call it a will. Yeah. So wat is die Bybel? Die wil van God. God se wil. Dis hoe dit 'n testament noem. Kom mense by my, jy pastoor, ek weet nie wat is die wil van die Here nie. Sê jy die Bybel gelees? Nee, ek weet nie wat is die wil van die Here. Sê, wat staan daar? Dis sy wil vir jou lewe. Dis sy wil vir jou huwelik. Dis sy wil vir jou finansies. Dis sy wil vir jou verhoudinge. Dis sy wil vir jou. Maar jy weet nie wat is sy wil vir jou nie, want jy lees nie jou Bybel nie. So dan, hoe gaan jy God se wil leer ken, julle? As jy nie weet wat is, as jy nie die Bybel lees nie, want dis God se wil vir jou lewe. So as jy wil wonder wat sê God vir jou, lees sy woord. En die oomblik as jy dit begin doen, dan kom jy agter, Jesus, weet jy, die Here praat met my deur die woord. Een van hierdie geliefdes wat hier sit, was nou die dag by my, net so dik Bybel daar gehad, en flip hom oop, en daar's allerhande goed gemerk, en wil ek sê, joh, nee, ek is beïndruk, hoor. En ek kan sien, die Bybel is skerp gemaak, want dis die swaard. Hoekom? Want ons lees die Bybel, en die Bybel rig my lewe. So wat sê die persoon vir my, weet jy, dis wat ek voel die Here sê vir my, sê ek, okay, prys die Here, dis wat hy vir jou sê, just do it. God praat met ons deur sy woord. Kan julle sien, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle glo, hoe kan hulle hoor as daar nie iemand is wat vertel nie? Sy woord skep geloof. Hoekom? Want dis wat God sê, die getuienis in die Bybel, dis wat die Here vir die Israeliete gedoen het in Egipte, dis wat die Here vir Dawid gedoen het by die rots van skeiding, dis wat die Here vir Josafat gedoen het daar in die dal in Lofdal, dis wat die Here gedoen het vir die een, dis wat die Here vir daai een. Skep dit die geloof in ons harte nie, julle? Dit leer jou. En skielik dan dink jy as die Here dit vir hulle gedoen het, hoekom sal hy dit nie vir my doen nie? Hy gaan, jy moet hom net vertrou. Hy sal dit doen, byt net vas. Koning Dawid sê, laat dit met my gaan volgens u woord. Maria hoor God se woord, wat deur die engel gespreek word. Geloof ontstaan in haar hart, sy aanvaar dit en vra God om dit wat hy gespreek het ten opsigte van haar lewe te verwesenlik. Maria sê vir die Here, Here, laat dit wees soos u woord gesê het. Laat dit wees. Hoekom? Want God kan nie lieg nie. God kan nie lieg nie. Sy het glo ek nie 40 dae gaan vas en bid om dit te hoor nie. God het met haar gepraat. Soos hy elke dag met my en jou praat. Hoor dit sê Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want die persoon wat tot God gaan, moet glo. Wat moet hy glo? Nommer 1, dat hy is. Wat beteken dat hy is? Dat hy bestaan. So hy wat tot God gaan, moet glo dat God bestaan. Dat hy is. Maar wat nog? Nommer 2. En dat hy 'n beloner is van wie? So wanneer gaan hy jou beloon? Of wie beloon hy? Nou wil ek jou vra, is daar nou 10 mense, nee kom ons sê, is daar nou 2 mense in die vertrek was, en een soek God,
nastigtiglik, en die ander een soek nie God nie. Wie gaan God vind? Jy moet hom soek. So hoe meer jy na God soek, hoe meer gaan jy hom vind. Hoe meer jy met hom praat, hoe meer gaan jy sy stem ken. Julle, my vrou, as sy my bel, ook in die selfoon wys nou, is my vrou wat my bel, maar vroeger jare was dit nie so nie. As ek daai telefoon op en hy praat met my, sê, hallo, wie praat nou? Doen ons dit so met ons vrou of ons mans? Nee. Hoe weet ek is sy? Ken haar stem. Hoe het ek haar stem leer ken? Deur tyd met haar te spandeer. Deur met haar te praat. So hoe meer tyd ons spandeer met God, en hoe meer ek met God praat, hoe duideliker gaan ek die stem van die Here begin hoor. En dis een van ons grootste drawbacks. Want ons die stem van die Here nie hoor nie, want ons, en dit is as ons bid, is ons ook baie keer geneig om dit te doen. Ons bid, en sê nooit vir die Here, Here praat met my nie. Dan raak net stil nie. Want ons spoeg hierdie lysie uit, hierdie Pick n Pay lysie, en as ons klaar is, staan ons op. En alles is give me, give me, give me, help me, help me, help me. In plaas van dat ons in sy teenwoordigheid inkom en hom net eer en hom loof en sê, Here, my lewe is in jou hand. Doen met my vandag soos jy wil. Help my om jou stem te hoor, help my om te weet wat jy vandag vir my sê. So ons moet dit begin bid, en hoe meer tyd jy spandeer, en dan gaan God met jou praat deur sy woord. Jy gaan 'n skrif gaan, weet jy, partykeer staan ek op die kansel en preek, ek kan staan nie 'n skrif op, hy staan nie op 'n lesing, dan pop jy net 'n skrif op. Ek weet nie as ek ken hy skrif nie. En as ek verbaas in myself en dink, Jesusie, waar kom jy nou vandaan met daai skrif? Ons dit nie ek nie, ons dit die Here. Hy haal net daai skrif uit. Baie keer praat, weet jy, ek het al in sulke klasse soos hierdie gesit. Dan doen ek die eerste koninkryksreeks aan, dan vra hy my 'n vraag en sê ek, weet jy, die Here dit nie sê, maar ek weet nie waar dit staan nie, maar gee my net gou 'n kans, en dan sê ek, Here, help my. Dan vat ek my Bybel, dan vat ek hy by 'n makkelijk oop, val ek op my vers. Dit het nie eenmaal gebeur nie, dit het al talle kere gebeur. Dan sê ek, Here, kyk hoe getrou is die Here, want hy wil jou antwoord. Hy het jou gehoor nou. En hy het geweet, ek weet nie waar staan hy ding nie. So toe ek hy Bybel vat, het hy my vinger op hy regte plek gesit, of hy Bybel geskryf, ek weet nie wat het hy gedoen nie, maar hy het hom daar oopgemaak. God werk so, bonatuurlik. Ok, so sy woord is vir my basis in my lewe. Hoor wat sê hy hierso, sonder geloof is onmoontlik om God te behaag, want God is 'n beloner van die wat hom soek. 1 Petrus 1:23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die logos spermatikos, met ander woorde die onverganklike saad, hoe? Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. God is nie 'n mens, dat hy kan lieg nie. As die Here vir jou sê, as jy bid, kan jy 'n berg verskuif, dan kan dit moontlik wees as jy kan glo. As die Here vir jou sê, jy kan duiwels uitdryf, deur my in my naam, deur my bloed, dan moet jy dit kan doen, omdat hy dit sê. Hy is 'n beloner van die wat hom soek. As hy vir jou sê, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en hulle kinders, en almal wat daar ver is, en die wat die Here ons God na hom sal roep. Wie se belofte is dit daai? Dis jou belofte. Nee, maar Here, hoe gaan hy my nou doop met die Heilige Gees? Wat wil jy hoe? Jy gaan weet. Vertrou hom net, soek hom net, en dit gaan gebeur. Want dis wat ons nodig het in hierdie dae. Hoe voller ons van God se krag raak, hoe meer dinamies raak ek in die veld daar buite. Want die Heilige Gees kan 'n skrif in my onderbewussyn uithaal. Hy kan daai file oopmaak. Hy kan daai rekenaar die bo uit, hy weet hoe werk hy. En hy roep daai file op, het jy nie eens weet daai file is daar nie. En julle, ek het nog nooit in my lewe gesit en 'n Bybelvers so gelees soos 'n papegaai nie, nog nooit. Maar ek lees die Bybel en
soos die Here my lei, kom daai skrif net na vore en ek verbaas my en dog, Here, waar kom hierdie skrif nou vandaan? Dan roep die Heilige Gees daai skrif uit jou onderbewussyn uit. En wanneer hy dit nodig het, gebruik hy daai skrif. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy word weergebore deur die lewende woord. Nou sê hy, op hierdie wyse vind geloof 'n weg tot ons harte deur die gesproke geskrewe woord van God. Geloof is egter nie net die vereiste vir goddelike geregtigheid in die Ou Testament nie, maar is ook die vereiste om gered te word in die Nuwe Testament. Julle luister mooi na my. Daar's kerke wat leer dat die doop het gekom in die plek van die besnydenis. Daar is nie 'n manier dat jy gered kan word deur die besnydenis per se nie. Dieselfde manier wat God Abraham gered het, geld van daai dag af in Genesis 12. Eintlik voor dit. Noag, Abel, Henog, al die mense. Dieselfde aspek geld vandag nog. Geloof. Niks het verander nie. So as mense gered wil word, moet hulle bekeer van hulle sonde, hulle moet Christus aanneem doelbewus, en hulle moet glo in sy versoeningswerk. Dis die weg, want God het dit gespreek. Handelinge 16 vind ons die verhaal van 'n tronkbewaarder van Filippi, terwyl Paulus en Silas in die gevangenis was, die gevolge van die evangelie van Jesus Christus. Hulle het Christus gepreek en gevang, hulle sit in die tronk, en hulle sit hulle voete in boeie. En wat gebeur om middernag? Ag Here, hoekom het jy dit aan my gedoen, Here? Here, ek het nou probeer om goed te doen, ek het die evangelie, kyk nou waar dit my gebring. Hulle worry nie oor dit nie, hy sit in hy voetboeie. En weet jy wat doen hy? Hy shackles om sy hande en hy begin so maak. En hy begin musiek maak. Hy en nou Silas, en toe Paulus begin doen, begin nou sê, weet nie wie dit eerste begin doen nie, maar toe begin, en die hele tronk begin luister. Die hele tronk, hoekom het hulle maak Gods naam, behoor het staan hierso. In vers 25 sê, dat almal in die tronk geluister het, hoe Paulus en Silas sing, en skielik kom daar 'n aardbewing. Is dit nou toevallig? Nee, toevallig. Okay. En skielik kom daar 'n aardbewing. So wat het gebeur? Hierdie twee ouens in die tronk se aanbidding tot God, hulle blydskap in die Here, hulle geloof in God, bring God in beweging. Bring die engele in beweging. En die Here gee die engele opdrag, en hier kom 'n aardbewing, en die gevangenes se boeie, die gevangenes se boeie het van hulle afgeval. En wat gebeur? Die tronkdeure soeps gaan oop. Hoor mooi. Hierop reageer die tronkbewaarder en hy het vrees vir die owerhede, wou gryp hy na sy swaard en hy wou sy eie lewe neem, maar Paulus verhinder hom en vertel hom van Jesus se verlossingskrag. Hierop roep hierdie man uit die tronkbewaarder uit, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Julle dink nou vir jouself, as die gees van die Here hier in sentraal gevangenis moet begin werk. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Maar nie net jy nie. Kyk die effek. Jy en jou huisgesin. Ek wil vir jou sê, die oomblik wanneer jy tot bekering kom, die oomblik wanneer jy die Here vind, het daai dinge nadraai. Jou geslag, God kom begin werk met jou geslag, man. Julle, hoe wonderlik sal dit nie wees as Here ons kinders almal red nie. Maar die oomblik wanneer ek reg draai, wanneer my hart na die Here toe kom, dan begin God werk met my kinders. Met my nageslag, met my kleinkinders. Wat moet ek doen? Hy sê, daar sal redding kom vir jou en jou hele huisgesin. Handelinge 26:11 vind ons God se plan met Paulus se lewe, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.
Geloof vorm die basis tot die vergifnis van my en jou sonde, sodat ons 'n hemelse erfdeel kan ontvang. Paulus spel dit baie duidelik uit in Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Hoe? Uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Julle hierdie skrif het Martin Luther uit die Romeinse of uit die Rooms-Katolieke kerk uitgeruk. En hy het tot die oortuiging gekom, dis nie deur my werke nie. Dis nie deur die kastyding van my eie vlees nie. Dis nie deur al die vas en gebed wat ek daardeur gegaan het, wat ek geprobeer het om nader aan God te kom nie. Dit kom deur my geloof in Jesus Christus. En hy spyker daai 17 goed, of hoeveel van daai goed was daar teen hy deur vas? Hoeveel van dit was dit? 97. Wat hy eintlik daai leerstelling uitkleer. Maar sy basis is elkeen wat glo sal gered word. So as jy wil hê mense moet gered word, wat moet jy doen? Bring hulle tot geloof in Christus. En hoe makliker ek en jy dit doen, hoe meer ons dit doen, want onthou, almal gaan dit nie aanneem nie. Statistiek as jy 'n versekering verkoop het, sal vir jou sê dat uit elke 10 mense aan wie jy 'n polis voorhou, gaan waarskynlik by jou 'n polis koop. So as jy 10 mense dit voorhou, gaan 1 koop. As jy 100 mense gaan 10 koop. En met 10 polis as 'n bonus kan jy redelik gou. So hoeveel mense, dis kom hulle vir jou vra reg aan die begin as jy by hulle werk. Ek het mos amper by Liberty gewerk. Hulle het ons so 'n hele lys gegee en sê, kan jy 100 name opnoem? Julle, ek het nogal gesukkel om 100 name op te noem. Maar ek het soveel as ek moontlik kon, het ek opgenoem. Hoekom vra hulle vir jou daai vraag? Want dis jou eerste koneksiepunte. Jy bel hulle. Soos jy moet 100 mense die evangelie net deel, jou geloof deel, gaan 10 van daai mense waarskynlik Jesus aanneem. So moenie te moedeloos raak as jy met een ou deel, hy wil nou nie, hy's nou nie lus vir Jesus nie. Vat die volgende een, en die volgende een, en die volgende een, iewerste. En weet jy wat is die beste van alles? Jy gaan nie eens weet as jy Here hom red nie. Het ek julle getuienis vertel van nou die oggend in die kerk, toe stap daar 'n swart vrou in. En na die tyd sê sy vir my, pastoor, onthou jy my? Ek sê, jou gesig lyk bekend, maar ek weet nie wie jy is nie. Sy sê, ek het vir jou gewerk toe jy die restaurant gehad het. 30 jaar gelede. 34 jaar gelede. Sy gee my haar naam, ek dink haar naam was Maria. Ek sê, wat? Sy sê, onthou jy het jy altyd vir ons gepreek terwyl ons daar in die kombuis werk. Sy sê, dan hoor ons hoe sing jy die woord van die Here daarin. Sy sê, dan skinder ons lekker daar onder mekaar en sê, kyk, hy is nou weer daar met die Here besig. Sy sê, toe kom ek agter. Op 'n dag, ek het Jesus nodig. Toe kom ek tot bekering. Sy sê, vandag, ek is 'n businesswoman. Sy kom aan, sy is pragtig aangetrek. Sy kan haar deur 'n ring trek. Ek sê, maar Jesus, kyk hoe mooi lyk jy. Sy sê, ek het my eie besigheid. Sy sê, want hierdie Jesus wat jy ons van geleer het my gehelp. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Maar die Here help my, ek sorg vir al my kinders. Ek sê, wat doen jy? Nee, sy maak kos. Ek sê, jy maak seker my burgers wat ek jou geleer het. Ja, dat is lekker. Nou, julle kan jy nou dink. Ek staan daar, ek het nie eens geweet hoe die vrou die Here gevind nie. Want net op grond van daai saad wat ek gesaai het daar iewerster 'n vrug opgekom. So jy saai saad, dis eintlik wat Paulus sê, ek saai saad en Apollos maak nat, maar God laat groei. So al wat jy doen is, saai die saad. As 'n ou liedjie in Afrikaans as jy saai die warteloon, onthou julle hom. Ek dink ons daai liedjie omskep. Dan moet ons hom sing in die kerk, saai die evangelie. Ja, mag raak ons slaap van al die swart pitte wat jy met uit, al die sonde in jou lewe. Kry die goed uit. Dan sal daar vrug wees. So geloof
is die vaste vertrou op die dinge wat jy hoop. Ons sal volgende week begin by nommer 2. Ons glo, want die Bybel is onweerlegbaar, die waarheid. En ek hoop eintlik ek gaan vir julle 'n paar goed sommer hier wys, en dalk het julle al van hierdie goed gesien, maar hoe weet ek? Die Bybel is waar. Dan gaan vir julle 'n paar goed hier uithaal, en dan gaan ons daarna kyk. En dan gaan jy sien. Julle, ek dink nie daar's 'n tyd in die wêreld soos nou, waar al die dinge gebeur, waar die krag van die Bybel nie so sterk na vore kom, soos nou nie. Want die eindtyd gebeure is so gedefinieer. Oralste waar ons kyk op hierdie ding, sien jy hierdie goed. En al wat jy sien is, dis 2000 jaar terug al geprofeteer. Dis al 3000 jaar terug geprofeteer. Dit staan geskrywe. Nou jy moet redelik blind en doof en stokdoof wees as jy dit nie wil aanneem as 'n bewys dat die Bybel waar is nie. Kom ons sit so en bid ons aan. Vader, dankie vir u goedheid en die guns. En Here, ek wil bid, maak ons harte, Here, rein om geloof te absorbeer. Ons verstand deur u woord. Want hoe meer ons u woord lees en leer, hoe meer sal geloof in ons harte gevorm word. Want dan weet ons wat u sê. Want wat u sê, dit doen u. En Here, u is nie 'n aannemer van persoon nie, maar Here, u is 'n beloner van die wat na u soek. En ek wil bid, Here, help ons dat ons in hierdie geloofslewe so sal funksioneer, dat ons die woord in ons hart sal kry. Want hoe meer ons van u woord in ons hart het, hoe sterker sal ons geloof word, omdat ons sien wat God oor al die eeue heen gedoen het. En dit is die getuienis, Here. En deur daardie getuienis sal ons die Satan oorwin en deur die bloed van die lam. En ons kyk uit, Here, dat u hierdie geloof in ons harte gaan vestig. En daarom bid ek, Here, in Jesus naam, gee ons krag en sterkte in hierdie week wat voor lê, Here, en dra u ons deur. En ek vra dit alles, Here, nie omdat ons van u iets verdien nie, maar omdat u, Here, 'n goeie God is en 'n genadige God is en u woord naby ons is. Ek eer u daarvoor en ek loof u, Vader. Amen. Amen. Here, bless julle almal, gaan in sy vrede en liefde, en ons sal volgende week voortgaan.